Hallo, dis weer lekker om saam met julle te kuier. Ons gaan deur die 7 kerke. Ek's vandag weer op my eis hierso. Tinus is 'n bietjie weg, hy rus bietjie. Dan is Jonathan met die boerdery besig en ons weet nou hoe gaan dit met die boere met al hierdie reën. As hierdie manne son kry, dan moet hulle plant. Vandag is Dylan hier saam met my. Hy sit hier agter die skerms. Dylan, baie dankie vir alles wat jy doen. Ons stel dit hoog op prys. En agter die skelms en Amber kuier vandag saam met my hier. Sy het vir ons lekker koffie gemaak. Kom ons probeer net eers of dit lekker is. Amber, baie dankie. En hoorie Dylan, nou het ek my plekkie verloor nie, maar ons gaan vraggies nou nie weer oor begin nie. Hierso is ons nou. Dis nou ons derde tyd al hierso. En ons is nie skaam om dit te sê nie. Maar hoorie so, ons is lekker lus om saam met julle te kuier vandag hierso. Ons het naweek 'n lekker Warrior Bride gehad daar in Kreersdorp by op die stal by Jolandale. Wat 'n wonderlike dag. Tinus het die oggend vir ons bietjie deur sy boek gegaan, het hy deur die 21 oordeele gegaan. Ek glo nie as hy kon klaarmaak met die 21 oordeele nie. Want hy het so lekker gesels in die begin oor baie ander dinge van die boek van Openbaring. En om die boek van Openbaring ordentlik deur te gaan, het my en my vrou al in dink 2017 of 18 wat ons hom gedoen het, toe ons nog net in die bediening was, het ons 'n jaar van sondaande gevat. So tussen die kwartale deur en die vakansies deur en alles. En ek weet Tinus het dit ook so 2 jaar terug dit hier in die gemeente gedoen en dit het hulle 'n jaar van woensdae gevat om deur die hele Openbaring te gaan. Wat ek wil beoog met hierdie, soos ek gesê het, is net om deur die 7 kerke te gaan. Ek is besig om my boekie te finaliseer oor die 7 kerke en vir my gaan dit oor die persoonlike toepassing. Want Openbaring 2 en 3 is vir my die belangrikste in die boek Openbaring en nie dat ek die ander afmaak nie. Maar nou nie vir my sê, ja, alles is in die Bybel is belangrik. Maar wat Openbaring wat baie belangrik is Openbaring 2 en 3 wat gaan oor die kerk. En ek en jy is nou in die kerktyd, die kerkdispensasie en hierdie is 7 belangrike boodskappe vir my en jou vandag. In ons eie loop en groei saam met Jesus en ook in ons kerke. Reg oor die land, reg oor die wêreld is dit vandag van toepassing. So, Saterdag het lekker geloop. Ons het na die tyd die middag het ek gesels oor die gawes van die Gees onder andere. En ek staan altyd op Markus 16. Kom ek lees dit gou vir ons, sommer hier van die foon af, gaan ek dit lees. So nou vinnig ek my Bybel nou klaar 'n boekmerkie gesit op 'n ander plek. Maar ek staan op Markus 16 en ek glo dit is en ek gaan dit altyd sê. Ek glo dis 'n challenge vir alle kerke, vir alle predikers, evangeliste, almal wat preek. Nou die groot opdrag word uitgegee in Matteus 28 en Markus 16. En hy sê Markus 16:15 en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, wat die evangelie van die koninkryk aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Dan gaan ons af hier na vers 20. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, komma. Ek dink die kerk het 'n punt daar gesit. Nee, daar's 'n komma. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So, dis my mooi daai amen, dit is so. Ek glo alle preke en alle woord moet bevestig word deur die tekens wat daarop volg, want dis 'n opdrag. Ek het ook nou gevoel na Saterdag as ons so uitgaan en ons bedien oral, dan is die woord word altyd vir ons bevestig deur die tekens wat daarop volg. Heilige Gees het so tasbaar deurgekom Saterdagmiddag dat ek net gevoel het Sondag toe ons terug is by ons eie gemeente dat ons dit nie kan verwaarloos ooit by hierdie gemeente nie. Ons woord moet hier ook bevestig word en julle kan gerus gaan kyk op ons kerk se YouTube kanaaltjie. Ons preek is opgeneem en van dit hulle net vir ons opgeneem na die tyd waar die Heilige Gees tasbaar deurgekom het en ek het tot van die mense vorentoe geroep om te kom voel hoe Heilige Gees dan nou bedien daarvoor. En dit is ook nie vir Heilige Gees onmoontlik om jou sommer daar in jou stoel in die kerk te bedien nie. Dit gebeur ook baie. So ons moet hom nooit in 'n boksie sit nie. Hy is so awesome. Ek is so lief vir hom en ek weet elke dag al hoe meer ek saam met hom loop,
dat hy baie meer lief is vir my, as wat ek vir hom is. En dis waarom ek met hierdie eerste liefde, waarvan ons laasweek gepraat het, in die kerk van Efese, dat ons daai eerste liefde moet aanwerk. Ons moet in hierdie verhouding bly. Dit is soos 'n huwelik, ek en Elsie wat nou moet ek nie nou klei trap nie. Hoeveel jaar is ons getroud? 25 jaar getroud. Ons is 25 jaar getroud, en is nou hier, waar ek as man, en sy as vrou moet waak, waar ons nie die eerste liefde moet verloor nie. Ons moet werk in ons verhouding met mekaar. En dit is baie belangrik, en so ook hierdie jare wat ek saam met die Here loop, kom ek al hoe meer agter hoe ek werk aan hierdie verhouding, hoe ek saam met hom wandel, hoe hierdie liefde net sterker word tussen my en hom. En alhoewel sy liefde dieselfde is, kom ek baie meer van my Abba, my Pa, my Heilige Gees, my Boetie, agter hoe lief hy my het, en hierdie verhouding word net sterker. En laasweek, en ek wil nou nie vandag oor praat nie, maar ek gaan oor in tale bid, hoe mens in tale bid en in hierdie verhouding net sterker word deur die gebruik van hierdie geskenk van tale. Is een van die 9 geskenke wat die Here vir ons gee. Ek sê altyd vir mense, daar's 'n kersboom, daar's vir jou 9 geskenke, en dan maak jy net een oop. Nee, hoe dom is dit nou nie? Jy moet al 9 geskenke, ek is 'n ou wat 'n geskenk vir woed oopmaak. Ek speel nie met 'n geskenk nie, ek skeer hom oop. Ander ouens bewaar die papier en al daai goed, nie ek nie. Maar jy lyk nou iemand wat 'n papiertjie bewaar, né? Jy vou dit mooi op, ek sien jou, nee, ja. Maar nie ek nie, ek skeer hom op, hy gaan asblik toe. Maar ek kan nie wag om my geskenk oop te maak. So die Here vir ons 9 geskenke gegee. Tale, uitleg van tale, gawe van gesondmaking, 'n woord van kennis, woord van wysheid. Gebruik alles. Hoekom wil jy net een ding gebruik? En tale vir my is, wanneer ek dan nou in tale bid, op my eie, daar waar ek my stilte tyd hou, en in die aande partykeer voor ek gaan slaap, dan stap ek net deur die huis, en ek bid in tale, en nou dag toe ek my preek voorberei, en ek preek oor Hebreërs 4, dink ek, kan nie onthou nie, het ek dit in gedagte, Hebreërs 4, en dan, soos ek in tale bid, is asof die Here vir my net meer openbaring gee, van wat ek lees dan. Baie belangrik. Maar ons is nou hier, by die kerk van Smyrna. Ek glo dat die hele Openbaring brief, een brief was, en ek glo daar seker kopieë van dit gemaak, en dis na al 7 kerke toe gelyktydig gestuur, en na al die ander Christene. En hulle het gelees hierso, en elke ou, by elke kerk, kon sien wat vir die ander kerk geskryf is, en ons kan by mekaar se goeie punte leer, en ons kan by mekaar se slegte punte leer. So kom ons kyk bietjie. Elke brief het 'n 7 ontwerpelement. Eerstens, die naam van die kerk wat iets beteken. Tweedens, die titel wat Christus vir homself kies. Dan ook 'n aanbeveling, 'n kommer, vermaaning, belofte aan die oorwinnaar, en natuurlik hierdie wat die Heilige Gees en Jesus baie lief is om te gebruik. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En dit moet vir my en jou sê, nee, dit is vir my en jou ook geskryf. As jy 'n oor het, is dit vir jou geskryf. So ek bid, daar is een van die proklamasies wat ek vir myself maak, wat ek sê, Here, help my om te hoor wat u Gees aan die gemeente sê. Mag ek 'n oor hê, ingestel op die stem van die Heilige Gees. Dis baie belangrik in hierdie tyd. Ek gaan eers hierdie skep, en dan gaan ek terugkom na hom toe. So die 7 kerke, hoekom hierdie 7 kerke? Wat van die kerk in Jerusalem, Antiochië, Rome, Lystra, Iconium, en in Asië was daar baie ander kerke as net hierdie 7. Maar hoekom hierdie 7, en hoekom in hierdie spesifieke volgorde? As ons nou weer na die kaart gaan kyk, sal jy sien, dis in 'n spesifieke volgorde. Jesus doen niks te mekaar nie. So, die spesifieke kerke bevat elkeen 4 boodskappe, wat al vir ongeveer 2000 jaar uitroep na ons die kerk. En ek sê altyd, ons is nou al vir 2000 jaar eintlik gehelp om hierdie nie te verstaan nie. Die boek van Openbaring. Nou God doen alles in orde.
ek het nou gelees en ek is nou my tweede opname, so ek moet nou nie vergeet dat ek het nou nie gelees het, of weet ek het nou, maar in geval. Kom ons gaan na Genesis 1 vers 1 en 2 toe. Wat vir my mooi is, die Here is besig om my te werk met hierdie skriffies. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En dan begin het, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Wat ek hierdeur wil sê is dat God het uit wanorde, waar alles woes en leeg was, orde gebring. Die boek van Genesis begin woes en leeg, God skep orde, die mens breek, maar God kom herstel weer, en hy bring weer orde. So op die einde, in die boek van Openbaring, is dit nie woes en leeg nie, hoor. Is nie die mekaar nie, is nie allegories nie. God het orde, skryf die dinge neer wat jy gesien het, dit wat is, en dit wat gaan wees. God gaan, soos hy die aarde begin het, gaan hy in die Bybel begin het, gaan hy die woord klaarmaak. Is nie woes en leeg nie, daar's orde waar God is. God bring orde. Die boek is in orde geskryf. Die 7 kerke is in 'n spesifieke volgorde geskryf, sodat ek en jy die 4 betekenisse daarvan kan verstaan. So die eerste betekenis van die kerke is dat daar was wel 7 kerke, plaaslik, daar, en ons kan dankie sê vandag vir ouens soos Sir William Ramsay, wat in die 1800s daai plekke gaan besoek het. Hy was 'n speurder van Scotland Yard, en hy het soos 'n speurder dit gaan ondersoek, opgrawings gedoen, en tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie 7 kerke daar was, met hierdie probleme wat hulle gehad het, en die goeie goed. En ons sê dankie vir dit. So, dis ook vermanend, elke boodskap geld vir al daai 7 kerke, vir al 7, hulle het gekyk na mekaar se foute, hulle het mekaar se goeie goed ook gesien, in daardie tyd, en vandag se kerk. Ek en jy kan vandag na ons kerke kyk, en as jy 'n goeie studie doen van hierdie, kan jy in enige kerk gaan sit vandag, die kerk bietjie leer ken, en jy sal sien waarin hulle sterk is, en waarin hulle nie so sterk is nie. Dis ook homileties, persoonlik, wie oor het. Ek en jy kan gaan kyk, soos ek nou gesê het, in ons eie persoonlike verhouding met Christus, waar ons dalk bietjie klei trap, en waar is ons sterk, en as ons sal dood eerlik wees met onsself. Maar min mense is dood eerlik met hulle self, en ek kom het agter in Christendom ook. Ons is maar min eerlik met onsself, waar ons bietjie in die spieël kyk, nie net die spieël van die woord nie, gaan kyk in jou eie badkamer spieël, en dat ons eerlik is met onsself, waar ons staan met die Here. Dan, die laaste maar nie die minste nie, profeties. En baie teoloë stem nie saam met hierdie punt van, dat dit is nie self, William Ramsay nie daarmee saamgestem nie. Maar ek hou van die supernatural, ek hou van die bonatuurlik, ek hou van die prophetic, en dis vir my so mooi, dat dit profeties 7 tydperke van die kerk era die afgelope 2000 jaar verteenwoordig. En as dit in enige ander orde geskryf het, het dit nie sin gemaak nie. Maar as ek nou een terugblaai, kan ons kyk hierso na die 7 tydperke van die kerk, hoe dit deur tydperke gegaan het, van die kerkdispensasie wat nou 2000 jaar oud is. Eerstens was daar die apostoliese kerk, Efese. Daar is die tyd, min of meer die tyd wat dit was. Smyrna, die vervolgde tyd. Die apostoliese kerk het goed weggespring en toe kom die vervolging. Eerste van die Jode, toe die Romeine, ons gaan vandag kyk. Pergamos, waar kompromie begin inkom het. Thyatira, waar hulle somme in die bed geklim het met kompromie. Sardes, die wegbreek van godsdiens en tradisie, en dan Philadelphia, die kerk wat almal graag wil wees, en dan Laodicea, die tydperk wat ek en jy in is, en ons gaan baie daaroor praat in die toekoms, die tydperk van humanisme en die eie ek, ons sal dit self regkry. Maar nou moet ek ook net weer herhaal, dat selfs in die tydperk van Efese en Smyrna, het jy Laodicea gekry. Ons gaan dit sien vandag, dat party mense, party Christene het net gesê, nee wat, dis nie vir ons eintlik compromise om hierdie te doen nie. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna vandag. So, dis 'n integrale geheel, al hierdie kerke.
dit is vir my en jou geskryf, daar was daai kerke, dit is geskryf vir al daai kerke in daai tyd en vandag, en natuurlik die profetiese tydperk van die kerkdispensasietyd, waarna ons kyk en nog gaan kyk. So kom ons lees Openbaring, die kerk van Smyrna, amper sê ek nou weer Sardes, so hoekom ons nou gestop het, nee? Hoekom is ek met Sardes besig? Smyrna, dis net 4 versies, waar ons amper 'n uur gaan gesels nou. Openbaring 2 vers 8 sê die volgende, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Die kerk het 'n betekenis, sy naam, en dan hier die titel, wat Christus van hom self sê. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Die tema van die dood, lees ons die hele brief deur. Ek ken jou werke, vers 9, en verdrukking en armoede, maar jy's ryk, en die lastering van die wat sê hulle Jode is, en dit nie is nie. Ek wil net my vinger op dit sit, en Dylan, kyk of jy my kan onthou, ek het 'n ander openbaring oor dit vandag gekry, of vanoggend. Maar 'n sinagoge van die Satan, vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Vers 11, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal die tweede dood geen skade ly nie. Die tweede dood. Ons het baie te sê oor al hierdie goed. Hierdie is so ryk, hierdie 4 teksversies. Kom ons kyk. Naam van die kerk. Wat beteken Smyrna? Kerk wat ly. Kerk wat deur lyding, vervolging gaan. Dood, verdrukte of vervolgde. Crush church, soos die Engelsman sê, verpletterde kerk. Kom van die Griekse woord Smyrna met 'n U af en van die Hebreëse wortelwoord mirre. Afrikaans mirre, wat 'n olie is wat met die dood gepaard gaan. Hoekom sê ons dit? Mir beteken dood. Mirre is olie wat van die gom van 'n spesifieke boom wat van die Midde-Ooste afkomstig is, kom. Dit het vele gebruike gehad, soos parfuum, Psalm 45 vers 8 in die King James sê die volgende, all thy garments smell of myrrh, and aloes and cassia out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. Dit was ook vir prieslike heilige salwingsolie gebruik, Exodus 30 vers 23. Was ook gebruik in die balseming van die dooies met begrafnisse, hier in Johannes 19 vers 39, sal hulle weer 'n bietjie daarna kyk. Die wyse manne, nie die 3 wyse manne, die wyse manne, die magi, het dit ook as een van die 3 geskenke aan Baba Jesus gegee in Matteus 2:11. Baie mense word bietjie gegooi deur die nativity scene. Daar was nie net 3 wyse manne nie, maar daar was wel wyse manne met 3 geskenke. Goud het gewys op sy koninkryk, wierook sy goddelike priesterskap, en mirre sy lyding en sy dood. Jesaja 60 vers 6 in die King James sê die volgende, is 'n profetiese skrif wat sê, a multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah, all they from Sheba shall come, they shall bring gold and incense, and they shall show forth the praises of the Lord. Hierdie is 'n profetiese skrif wat hy op hierdie wyse manne wat dan nou na Jesus toe gekom het. Met sy tweede koms word slegs goud en wierook aan hom gegee. Hoekom? Jy gaan lees in Openbaring 8 vers 3 en 4, omrede sy dood nou reeds agter hom is. En hier bring hulle daai bak met die gebede, 'n goue bak met die gebede dan nou van die heiliges wat aan hom geoffer word. Maar is by die kruis aan hom ook gegee in Markus 15:23, toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Josef van Arimatea en Nikodemus het sy liggaam met onder andere daar in Johannes 19 vers 39 en 40 met mirre gebalsem. Mirre gee reuk af wanneer dit gedruk of gekneus word. Crush church. Dus kom ons kom aan die verdrukte kerk, die verdrukte, verpletterde kerk. Let op die doodsthema soos ek gesê het reg deur die brief. Hierdie kerk verteenwoordig die eerste vervolgde Christene. Nou daai kaart, the lay of the land, wat ek nou het, Ephesus het ons gedoen, kloksgewys gaan ons daar nou na
Smyrna toe. Volgende keer Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, en hier onder regs, soos wat ek na hom kyk, is Patmos waar Johannes dan nou hierdie openbaring gekry het. En dit is alles in die area van Klein-Asië of Asië. Alright, so Ephesus, Smyrna, kloksgewys. Agtergrond van Smyrna. Hier is nou een van die munte wat daar opgegrawe is, en ons gaan nou kyk, wie is hierdie tannie met haar kroon met battlements op. Alright, good. Vandag word Smyrna Izmir genoem. Die enigste van die 7 kerkestede wat nog 'n groeiende metropolis is. Sy hawe, en hier moet ek dit nou mooi uitspreek, Alsan Shak sal ek eerder sê, nee, word nog steeds gebruik en is nie onbruikbaar gemaak soos Ephesus se hawe, wat as gevolg van slyk, omdat die Romeine moes nou die bome afgesny het, die slyk in die hawe ingekom, toegegooi is nie. Izmir het steeds sy tweede hawe, Aliaga, wat so 50 km noord van die stad gelees. So hy het 2 bruikbare hawens. In die stad se geskiedenis het die eienaarskap deur vele hande gegaan. Van die Hetiete, Grieke, Romeine en vandag onder Turkse beheer. Die stad het lotgevalle gehad met vele aardbewings, wat die stad meer as 1 keer in ruïnes gehad het, maar is elke keer weer opgebou. Vele gode is daar aanbid. Van 'n massiewe standbeeld van Zeus tot die godin Sibyl, wat ons nou op daai muntstuk gesien het, met haar kroon op hul muntstukke. Sy was 'n natuurgodin van Frigiese afkoms. Ook Apollo die songod, Demeter die godin van graan en vele meer was daar aanbid. Die priesters van die afgode was Stephanopori genoem, omrede die goue laurier en krone wat hulle in die publiek gedra het tydens hulle vrugtinge. Hoekom hierdie belangrik is dat jy kry 2 tipe krone in die Grieks, Stephanos, en dan die ander enetjie wie se naam ek dan nou vergeet het. Maar is 2 tipe krone wat jy kry. So nou weer op die naam kom. 2 tipe krone word genoem in die Ou Testament. Ag, hiersoos weet ek het geskryf. Kyk hoe oulik is hy. 2 tipe krone word genoem in die Ou en Nuwe Testament. Diadem, dis die enetjie wat ek vergeet het, verwys na koninklike kroon, waar Stephanos na 'n oorwinnaarskroon wys. Onthou nou wat het Jesus geskryf hierso. Ons gaan dit gou weer terug hier na die kerk toe, en hy skryf hierso, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hy sal vir jou sy Stephanos gee. Sy Stephanos. Yes, dit is vir my so oulik hierdie van die krone. Okay, onder Romeinse beheer het Smyrna gou die geleentheid aangegryp om die keiser te aanbid. Kyk hier, al hierdie stede het vinnig, soos die stede hande gewissel het hulle vinnig weer die nuwe ouens aangegryp, sodat die stad nie vernietig word nie. Om die keiser te aanbid. 196 voor Christus rig hulle 'n Romeinse tempel op om Rome se godes Diaroma te aanbid. Die aanbidding aan die keiser was verpligtend en 1 maal per jaar moes elke persoon speserye in die publiek by die altaar brand, om so hulle onderdanigheid aan die keiser te bewys. Die intensie met die aksie was eers om jou politieke loyaliteit aan die Romeine te bewys, want baie burgers het ander gode en godinne aanbid. En dit was toegelaat nadat hulle eers aan die keiser hulle offer gebring het. So jy sê, jy word toegelaat deur die Romeine, jy kan jou gode aanbid, maar jy sal eenmal 'n jaar sê, keiser is die hoofgod, om jou loyaliteit aan hom te bring. So het die Romeine almal in hulle diverse ryk tegemoet gekom. Hoor jy, ek het een keer ook baie mense is vandag so. Ek was dink 2010 toe ek eerste keer in Israel was daar 'n guide gewees, 'n gids. En hang nou af wie sy groep is. Vir die Katolieke word hy 'n Katoliek. Vir ons het hy 'n konservatiewe Christen geword. En dis maar net hoe hy dit mag gespeel het. En ongelukkig kan ek en jy in Christendom nie so wees nie. Ons moet weet wie is ons God en ons aanbid net hom. En ons gaan sien hierso. Natuurlik het die vorm van aanbidding 'n belangrike toets aan die Christene gelaat en baie wat geweier het om dit te doen, is in die arena verbrand of vir wilde diere gegooi.
Hier was die alombekende Polycarp, die biskop van Smyrna 'n voorbeeld. Hulle sê Polycarp is deur Johannes. Hy was deur Johannes gedisipel. Die ou man het geweier om aan die keiser te offer en Jesus te verloon en gesê, hoor hierso, wat sê hy? 86 jaar het ek hom gedien en hy het my nog nooit te nagekom nie. Hoe kan ek teen my koning praat wat my gered het? Weet jy wat dit kan ook na 'n klein dingetjie klink vir baie mense om net offer net daai bietjie insens en sê keiser is God. Dan kan jy aangaan met jou Christendom, sê net keiser is God. Maar manne soos Polycarp, en ek gaan 2 dames aan die einde as 'n voorbeeld gebruik, baie Christene het dit so gedoen en het met hulle lewens betaal. En net gesê, hoorie, daar's net een God en die keiser is definitief nie bo ons Jesus nie. Sjoe. Hy was verbrand op 'n brandstapel op 'n Sabbat. Die kenmerk van haat teenoor die Jode en Romeinse vervolging. Sjoe, nee wat. Dit was 'n verskriklike tyd vir baie kinders van die Here daardie eerste ruk. En vandag nog hoe ons boeties en sissies reg oor die wêreld vervolg word. Titel van Christus, Openbaring 2:8, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. En hierdie wat dood was, die eerste en laaste wat dood was en lewend word, kom natuurlik hoeveel keer voor in die Bybel? 7 keer. Dus jy kan dit gaan lees daar, en jy kan dit self gaan kyk, Jesaja 41 vers 4, ek noem dit nou maar net vir die wat nie na die beeld kyk nie, wat net luister, Jesaja 44 vers 6, Jesaja 48 vers 12, Openbaring 1:11, Openbaring 1:17 en 18, Openbaring 2:8 en Openbaring 22 vers 13. Lof aan hierdie kerk. Kom ons kyk gou-gou. Openbaring 2:9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy's ryk en die lastering van die wat sê hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Verdrukking, vervolging, klipsis, druk, getuister, tuistering, angs, belas, vervolging, verdrukking en moeilikheid. Net die spesifieke verdrukking in Openbaring gebeur, nie die spesifieke verdrukking wat in Openbaring gebeur nie, maar vervolging wat alle Christene op 'n minder of meerdere manier deurgaan. Ons moet mooi verstaan dat in die boek van Openbaring 4 af, vind die verdrukking, 7 jaar verdrukking plaas, waarvan die laaste 3,5 jaar die groot verdrukking is. Nou baie mense sê, ons wat in die wegraping glo dan nou, is 'n escape theology, ons wil net ontsnap, want ons wil nie deur die verdrukking gaan nie, maar ons moet mooi verstaan, dat daar 'n verskil is, tussen daai verdrukking, en vervolging, wat die kerk nou vir 2000 jaar deurgaan. Ons sal vervolg word, ek vir skrif te gee daarvoor. Ons gaan nie vervolging vry spring nie. Die skrif sê, almal wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Dit is 'n groot verskil, hierdie vervolging, teen die verdrukking wat gaan plaaskom, en God sy woede op hierdie aarde gaan uit laat stort. Alright, Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my kan vrede hê. In die wêreld sal julle verdrukking, vervolging hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die woordjie daar is daai klipsis, druk, getuister word, angs word, belas word, vervolging, verdrukking. 2 Timoteus 3:12, en almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word. Jy sal vervolging kry. Armoede, maar jy's ryk, versus die kerk van Laodicense wat sê, ek is ryk, maar God sê, jy's eintlik ellendig en beklaanswaardig en arm. So, hierdie kerk was ryk in hulle armoede, in hulle vervolging, baie meer gehad as die kerk wat ons op die einde gaan sien, wat sê, hoorie, maar ons het al die goed, ons het niks nodig nie, ons het genoeg, maar God sê, jy's eintlik arm. Sjoe, Openbaring 3:17. 2 Korintiërs 8:9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat hy deur sy armoede kan ryk word. Kyk hierdie mooi prentjie wat jy opvolg, wat ons afneem daar in Israel. Kyk hoe mooi is dit, van Jesus wat daar lê, op 'n bankie. Matteus 8:20 sê, en Jesus sê vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemelneste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. So hoeveel van hierdie Christene is so vervolg
deur owerhede en daai eerste kerk ouens, ou Paulus, hulle vervolg deur die Jode en die Romeine, dat hulle maar op die voete was, hulle het gehardloop en hulle het bedien en hier geskuil en daar weggekruip en baie het met hulle lewens betaal, selfs ou Paulus op die einde van die dag. Vers 9, lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Johannes ken die lastering van die Jode, Johannes wat hy skryf. Hoor wat sê Johannes 8:44, wat het Jesus vir die Jode gesê? Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Nou, ek wil 'n bietjie praat oor wat die Jode ingebring het weer, en ons lees daarvan in Galasiërs, en ons lees daarvan in Hebreërs, wettisme, die suurdeeg van die Galileërs. Hulle dring aan dat die nuwe nie-Jode besny moet word, en daar was toe nou 'n meeting gehou, ek noem dit altyd die Jerusalem Council, Handelinge 15 vers 1 en 10, wat hulle gesê het, ons gaan nie al hierdie laste op die nuwe Christene wat nie Jode is, lê nie, wat ons vaders nie eers kon doen nie, soos die besnydenis en al die wette en alles. Selfs hier in Galasiërs bestraf Paulus vir Petrus, want Petrus het lekker saam met die nie-Jode gekuier, en toe die klomp Joodse vriende daar aankom, toe sy nou maar ewesklik maak hy vir hierdie ouens nie ken nie. En Petrus stem gelukkig toe nou saam op die einde van die dag in 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Die vroegste vervolging van Christene is aangewakker deur die Jode en nie die Romeine nie. In Antiochië kan ons dit lees, Handelinge 13:50, in Iconium, Handelinge 14:2 en 5, in Lystra, Handelinge 14:19, in Thessalonika, Handelinge 17 vers 5. Yes, die Jode het die Christene vervolg. Maar in een van my vorige opnames dan nou gesê, hoekom moet ons nog steeds vir die Jode bid? Hoekom moet ons nie antisemities wees nie? Ek gaan nou nie daarin gaan nie kyk, is een van die vorige opnames, Dylan, ek kan nie onthou wat was daai in sy naam nie, maar gaan kyk het gerus. Vandag die tragiese siening dat die kerk Israel vervang het. Dit is nou waar ek my vinger waarop hou, en dit is wat die Here vir my gewys het. Jy sê jy is 'n Jood, maar nie. Onthou net, ek wil gaan vir julle lees hier in Romeine 2, wat vir my baie belangrik is. Romeine 2 vers, ek dink is 29, ja. Ek gaan vers 28 lees. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Vers 29, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is van die hart, in die gees, nie na die letter nie, sy lof nie uit mense, maar uit God. Yes. Die kerk het, hy sê hierso, is die Jode. Ons word in die hart besny. Ek en jy is nie die Jode wat van Israel afkom. Vandag is daar 'n vervangingsteologie, wat ons nou sê, die kerk het Israel vervang. Nee, glad nie, stellig nie. Gaan lees Romeine 9, 10 en 11, wat Paulus hieroor aangaan. So, ek en jy kan dalk die gevaar staan vandag, wat ons dalk sê, ons is Jode en dit nie is nie. Ons moet pas op daarvoor. Ja, die besnydenis van die hart het ons God se kinders gemaak. Ek en jy is die willow-olyftakkies ingeënt nou op hierdie olyfboom. Ons is die ware Jode wat nou in die hart besny word. Ons Joodse boeties, wat nog onder die wet is, hulle gaan ook in daai 7 jaar verdrukking, 'n remnant van hulle, gaan hierdie besnydenis van die hart kry, en dan ook ware Jode word, wat in die hart besny is. Vandag is daar messiaanse Jode wat weergebore word, wat die besnydenis van die hart kry. 'n handjie vol ek noudag weer, dink Tinus het Saterdag oor gepraat, in die hele Israel sê net daar's 9 miljoen Jode wat daar bly, is 1% van hulle maar Christene. So is baie min. So baie vroeg in die kerk se geskiedenis word die kerk antisemities. Baie tragies vir die Jode wat onder die vaandel van Christendom vervolg is. Baie tragies vir Christendom wat so ons Joodse wortels verloor het, en die modern Christen se swak kennis van die Ou Testament en die profesie wat dit inhou. So ek en jy
wat nou die ware Jode is, in die hart besny, moet weet waar ons vandaan kom. Ons moet die skrif ken, ons moet die Bybel ken, ons moet die Ou Testament ken, ons moet die profetiese woord ken, en ongelukkig vandag het baie charismatiese Christene dan nou 'n baie swak kennis van die woord en al die beloftes wat die woord inhou. Romeine 2 vers 28 en 29 sê, wat ek nou net gelees het, is nie hy wat die Jood in die openbaar is nie, maar wat in die hart besny is. Hoor gou wat sê Deuteronomium 10 vers 16 en 30 vers 6, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, sodat jy kan lewe. So ons gaan vandag kyk, ons gaan 2 keer dood om vir ewig te kan lewe. Dit beteken, ek en jy was gebore uit ons mammas uit, en later word ek en jy weer gebore. 2 keer gebore, om net 1 keer dood te gaan. En ons gaan nie soos die mense dan nou wat die tweede dood gaan smaak nie. Ons gaan nou daarvan lees. Vandag, hulle wat sê hulle Jode is en nie is nie, kan ook beteken ouens wat in die Hebrew roots is, of daai beweging, Brits Israel visie, wat sê hulle is die fisiese afstammelinge van die 12 stamme, en dis absoluut glad nie waar nie. Ek gaan nou nie daarop afgaan vandag nie. Waarskuwing, Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Vers 2, Galasiërs 5 vers 2, kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Vers 3, en ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Nee, jy gaan aan die hele wet onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. So is harde woorde, en dis hoekom liefs, baie van hierdie mense wat dan in hierdie Hebreëse bewegings ingaan, haal liefs Paulus se briewe uit, en sê, hy was van sy looitjie getik, hy weet nie waarvan hy praat nie. Alright. Maar ek en jy weet dat die hele skrif ingegee is, en is nuttig tot lering en teregwysing, onthou julle. Onkruid gesaai in die eerste tydperk van die kerk, daar's 3 wat al ingekom het in daardie tyd. Wetisme, wat ek nou van gepraat het, ontken Jesus se afgehandelde werk, en tot vandag toe nog, waar ons bedien, weergebore kinders van die Here, en ek praat nou in my reeks oor die boek van Hebreërs daaroor, dat ons moet weet, ons is nou die seuns van God. Hoe is dit? It is done, dis gedoen, dis volbring. Ons is, Jesus is ons God, die werk se afgehandel aan die kruis, hy het die volle prys betaal, en hoe awesome is dit nie? Maar daai tyd het ingesluip, die ouens weer probeer terugtrek onder die wet in, veral omdat baie van die eerste Christene dan nou Jode was, wat dan nou weergebore Jode geword het, is hulle probeer hulle weer intrek, en dit in, dis hoekom ek gesê het in Handelinge 15, hoekom hulle dan nou 'n vergadering gaan hou het, om te sê, hoorie, wat is die verpligtinge wat ons dan nou nog op hierdie mense gaan lê, of dan nou nie. Gnosisme het ingekom, die ontkenning van Christus se goddelikheid, en is vandag nog lewend en kragtig by teologiese skole. Alright. En natuurlik hierso, laaste man en die minste, daar in die kerk, keiseraanbidding. Ontkenning dat Jesus die enigste weg van die Vader is, en het ek het nou vir my baie mooi gesê, ontkenning aan Jesus se koningskap. Hy is die koning. Dit het al aangesluip daai tyd, net Jesus. Nie die keiser vir wie ek eenmal 'n jaar 'n bietjie goed moet offer en 'n pinch of incense moet gooi op 'n altaar, net om nie vervolg te word nie. Nee. Jesus is die enigste weg, hy is die waarheid, daar is net een God, nie die keiser nie, nie die paus nie, net Jesus Christus. Ek hoef nie na 'n priester toe te gaan, of na die paus toe, sodat my sondes vergewe kan word nie. Dis net Jesus Christus wat dit kan doen. Alright, kommer. Raai wat? Geen kommer. Sjoe, dis mooi. Hier is een van die kerke wat Jesus geen, hy in Philadelphia, Jesus raas nie meer nie, geen kommer nie. En daar's 2 kerke wat Jesus eintlik niks van goed te sê het.
maar hierheen is daar geen kommer nie. Kyk wat sê Johannes 15 vers 20-21. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het. En daar is 'n prentjie van die eerste vervolgde Christene, van hulle word gekruisig en gebrand, en hierdie ander bid, want dit is nou hulle beurt, of hulle gaan nou die wilde diere op hulle loslaat hierso. Die vermaning of die bemoediging dan nou daar, Openbaring 2:10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Nou, hoekom gaan Christene deur verdrukking? Ek praat nou nie vandag baie daaroor nie, maar my boekie sal ek baie meer daaroor praat. En hier so staan daar, sodat jy op die proef gestel kan word, jou geloof op die proef gestel kan word, want ons het een wat ons vervolg, en dis die ou duiwel. En hy kom vir ons. Hy kom vir ons. En dan kom die gedagtes vinnig in ons koppe op. Ag, maar is nou nie so erg nie. Is nou nie so erg nie. Nee. Onthou net met Here Jesus Christus is daar nie grys nie. Daar's net wit en daar's swart. Dis net reg of dis verkeerd. Maar ek en jy kan in ons lewens gou compromise, en ons gaan kyk na die volgende 2 kerke, hoe dit ingeslyp in die kerk, en om vinnig te sê, ja, is nou nie so erg nie. Nee, wat? Maar dit is erg. Ek en jy moet al hoe nader, soos ons al hoe nader aan God groei, al hoe minder compromise. En weet, hy is God. Daar's net een God. Alright, 10 dae, daar's verskeie interpretasies oor dit. Die een waarvan ek hou, is dan die 10 keisers, wat hulle so vervolg het. Daar was meer as 10 in daai tyd, maar hierdie spesifieke 10 het met alle erns die Christene vervolg, en baie goed wat die Romeine verkeerd gedoen het, en goed wat rampe wat in Rome gebeur het, dit dan nou op hierdie sekte die Christene geblameer, en hulle is dan nou vervolg. 10 dae, jy kan gaan kyk daarso, soos keiser Nero was die eerste een, sy tyd, hy het Paulus onthoof, en hy het Petrus onderste bo laat kruisig. Domitian het Johannes verban na Patmos, en na sy dood kon Johannes weer vrygelaat word. Trajan, Ignatius op die brandstapel verbrand. Marcus Aurelius het Polycarp dan nou gemartel, waarvan ons nou gelees het. Septimus Severus het Irenaeus vermoor. Maximus vermoor vir Ursula en Hippolytus. Dan was Decius, Valerian, Olerian en Diocletian, en hulle reken, hy was die ergste van almal, 10 van hulle, en plus minus 250 jaar van vervolging. Erge vervolging vanaf hierdie Romeinse keisers op die Christendom. Dan wil ek weer 'n bietjie hierso lees, krone vir die oorwinnaars. Daar word 5 in die Bybel opgeteken, maar ek glo daar's meer as 5, kan ons dalk sê 7, ek weet nie, maar dit kan dalk 'n bietjie meer as 7 ook wees, ons weet nie, maar daar was 5 opgeteken in die Nuwe Testament, waarvan ons gaan lees in 2 Timoteus 4:8, kan ons natuurlik hierso lees van die kroon van geregtigheid. Verder is my die weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige regter, wat my in die dag dit sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Dis die kroon wat jy kry omdat jy sy verskyning lief het. Die Here kom, Maranatha, mag die Here kom. Ons sien uit na die Here se koms. Ons kruip nie weg in ons kerke nie, ons gaan uit en ons verkondig die evangelie, en die mense kom help by hulle kerk, hulle help hulle plaaslike kerk, hulle help hulle pastore, maar ons sien uit na die koms van die Here. Hoe awesome is dit nie? Dan kry jy die onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9:25, die kroon van heerlikheid in 1 Petrus 5:4, die kroon van die lewe in Jakobus 1:12, Openbaring 2:10, en dan die kroon van roem 1 Tessalonisense 2:19, waarvan ons lees. Hier is vir my 'n baie mooi prentjie van die kerk van Smyrna. Smyrna, the suffering church, be faithful unto death, and I will give you the crown of life, Revelation 2:10. Dis vir my 'n baie mooi prentjie daar. Belofte aan die oorwinnaar, Openbaring 2:11. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. Die wat oorwin, sal die tweede dood geen skade ly nie. Wie oor het, stelling kom voor die belofte. Wat beteken dit? Weet nie. Ons weet nie. Maar dalk as jy dalk 'n bietjie verdere studie doen,
kan jy dalk op dit afkom, die Here wys vir ons baie dinge, ek gaan nog baie daaroor bid, en ons weet nie hoekom het so gesit nie. Tweede dood, Openbaring 20:6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar. Ek glo dit letterlik, dis die letterlike 1000 jaar vrederyk. Die Engelse sê, born twice, die once, born once, die twice. Jy is op hierdie aarde, jy gaan dood, jy is een keer gebore, jy word nie weer gebore, en dan gaan jy dood, en dan gaan jy hel toe, en dan is dit die wit troon oordeel, en dan word jy veroordeel, dan gaan jy vir die tweede keer. So, daar is helemaal verskriklik hoor. Maar ons wat gebore word, en dan weer gebore word, deur die aanneming van Jesus Christus tot ons persoonlike verlosser en saligmaker, sal nie die tweede dood smaak nie. Ons gaan net een keer dood, dan lewe ons vir altyd. Eintlik wanneer jy weer gebore word, lewe jy vir ewig. Jy gaan nie dood nie, hierdie aardse liggaam gaan dalk dood, maar jy gaan nie dood nie. Alright. Weer oor het, okay. Tweede dood, Openbaring klaar gelees, Judas 12, Judas is natuurlik net een hoofstuk, en daar is 'n mooi, ek wil dit gou vir julle lees, 2 maal gestorwe. Kom ek lees gou vir julle hierso, in Judas, ek gaan volgende jaar, by ons vroue Bybelstudie gaan ons die boekie van Judas doen, en Judas 1 vers 12, hy het net een hoofstukkie, staan daar, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, wat sonder vrees saamfees hou en hulle self voer, waterlose wolke, deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, onworteld, ene, nee kyk, Judas vat vas hierso, 2 maal gestorwe, onworteld. So, eerstens, vermanende boodskap aan die kerk, alle kerke, moet nie vervolging met die verdrukking wat oor die hele, ek het dit nou genoem, maar ek noem het weer, wat oor die hele aarde kom is gis nie. Verdrukking wat van God kom, om die inwoners van die aarde te toets, dit staan in Openbaring 3:10, en hy sê daar, hy sal ons, wanneer hy hierdie aarde en die inwoners van die aarde gaan toets, mag jy waardig geag word, om dit nie te beleef nie. Vervolging gebeur al vir die meeste van die kerke al vir 1900 jaar, 1900 jaar. Die 20ste eeu is meer Christene gedood vir hulle geloof as ooit tevore in die geskiedenis. En die persoonlike boodskapie, 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word. Vervolging gebeur nog altyd. Ons wat in die wegraping glo, en ek sê dit weer, is nie bang vir vervolging nie. Kyk, niemand hou van vervolging nie. Ek kan nie sê ons is nie bang vir vervolging nie. Natuurlik, enige mens, as jy nou ewe skielik hoor, alle Christene rapporteer nou by die polistasie. En dan hoor jy die ouens word in massas toegesluit in kampe gesit. Ek dink ou gaan bietjie nip hoor. Ek meen, jy is mos net 'n mens. Maar vervolging vind plaas. Alright. Die profetiese profiel, Smyrna verteenwoordig die vervolgde kerk. En hier wil ek vir julle 2 voorbeelde bietjie noem hierso. Perpetua en Felicity. Hulle was 'n jong meisie met haar diensknegt. Felicity was die slaaf van Perpetua. Albei was Christene. En Perpetua het 'n klein babietjie gehad en Felicity was swanger met 'n babietjie. Perpetua se pa was nie gelowig nie, maar wel haar ma en broers was Christene. En interessant nou, sy is gedood, maar nie haar ma en broers nie. Maar almal was Christene. Nee? Dit sê vir mens baie, nee? Alright, dit beteken nie, dit was die tydperk van Smyrna, en mense het nie gecompromise, soos Pergamum en Thyatira, en daar was nie Laodiceërs daai tyd daar nie. Alright. Beide het geweier om aan die keiser hul offer te bring, en nadat Perpetua se pa en selfs Romeinse owerhede hulle probeer oorreed het, bring nie die offer, bring dit nie, dan hoef jy nie dood te gaan nie, is hulle gearresteer en weggestuur vir teregstelling. In die arena was hulle beide beseer deur stormende bulle en is deur soldate met swaarde deurboor. Hulle sê Perpetua, toe die
jy kan dit in die Book of Martyrs gaan lees. Ek noem nou maar net 2 of 3 voorbeelde vandag, en ek het spesifiek dames uitgehaal daar, want ek het dit nou die eerste keer vir 'n dame studentegroep aangebied, en ek het dit by die vrouegroep aangebied, so ek het dit gebruik, daar's baie meer voorbeelde. Hulle sê toe daai Billa staan, toe sy val, het sy wakker geword en so opgestaan en stof, en haar dingetjie vir haar hare gesoek en weer ingesit en haar hare mooi gemaak. Sure. Maar wat sê sy? When my father, in his affection for me, was trying to turn me from my purpose, I asked him, do you see this vessel, water pot, or whatever it may be? Can it be called by any other name than what it is? So also I cannot call myself by any other name than what I am, a Christian. Wow. In vandag se tyd, waar dit so maklik is om te compromise, so maklik is, mag hierdie meisiekind en haar diensknegt vir ons 'n voorbeeld wees. Die volgende ene was Blandina, nog 'n voorbeeld was Blandina. Sy is ook baie wreed gemartel. Haar vriende en selfs 'n 15-jarige seun, Ponticus, was deur haar gehelp om braaf te wees tot die dood. Toe sy daar in die gevangenskap hierdie jong seentjie bemoedig en gesê om sterk te staan. Sy was gekruisig op 'n brandstapel en die wilde bulle wou haar nie eens aanval nie. Hulle moes haar later met 'n mes doodsteek, nadat selfs die bulle se horings haar nie kon dood nie. Tertullian het gesê, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. So, wat sê hierdie mense vir ons? Wat sê hierdie mense vir ons? Staan vas te midde van vervolging. Luister die, staan vas te midde van vervolging. As jy godsvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Daar, maak jouself vas in die Here. Ek het vanoggend 'n mooi sê ding hierso van Andrew Womack gesyf, wat ek liefs môre sal seker share. Hy sê, faith must be developed like a muscle. You don't wait till the day of the contest to start training. Prepare now for future victory. Andrew Womack. Luister hierdie meisiekinders het daagliks hulle is vasgestaan op Jesus Christus. Daar's net een God en dis nie die keiser nie. Dis net Jesus. Dis net Jesus. En hulle geloofsmuskel was baie sterk. En so moet ek en jy elke dag na ons geloof kyk. 1 Johannes 5 vers 4. Wat oorwin hierdie wêreld? Jou geloof. Hoe kry ek daai geloof? Romeine 10 vers 17. Deur die hoor en die gehoor van die woord van God. As jy nie in jou woord gaan wees en weet wie jy volg nie, gaan jy onder verdrukking en vervolging vou soos 'n R20 se toksak. Jy gaan nie staan soos hierdie meisiekinders nie. Mag hierdie meisiekinders vir ons 'n voorbeeld wees. Net onder Diocletian het 3000 tot 3500 Christene gesterf. Duisende ander, hulle praat van, nie duisende ander, ek het eintlik verkeerd geskryf hier, 5 miljoen het onder die ander 9 keisers doodgegaan. En dit klink dalk nou nie na baie nie, maar vir daai tyd se wêreldtyd was 5 miljoen baie. In die laaste 200 jaar reken hulle oor die 70 miljoen Christene is vermoor. 70 miljoen. Dis hoekom ons sê, hierdie kerk was die tweede een in die reeks van 7, Smyrna. Dit beteken nie dat vandag daar nie Smyrna is nie. Daar is vandag crash, daar is vervolging op almal. Kyk net wat in Nigeria aangaan. Ons praat nie eens van China nie. Hulle sê in die 20ste eeu, waar in die 20ste eeu 20 miljoen net in Rusland vermoor is onder die kommunistiese beheer. En daar sal ek vir jou aanbeveel, kyk goed van Richard Wurmbrand, wat jy kan dit op YouTube van sy teaching kry, en dan vertel hy vir jou, hoe is hulle dan nou vervolg. So daar sê, amper vluit, my storie is uit met die kerk van Smyrna, is 'n swaar brief, maar is 'n diep brief, en ek en jy moet in ons lewe, in ons eie Christelike wandel, besluit, wie volg ons? Wie volg ons? Volg ons die Here as ons koning en ons meester, of is iets anders koning en meester in ons lewe? Elke mens, elke Christen, gaan dit vir homself moet afvra. So, hier in die tabel, naam van die kerk wat lei, dood, verdrukte, vervolgde kerk,
Die titel wat Christus van homself gee hierso is, hy is die eerste en die laaste, hy wat dood was, wat lewend geword het, hy die dood oorwin, hou goeie moed. Hy die pad vooruit gaan, daar is geen, ek wil dit gou vir julle lees. Jy kan met al jou issues na die Here toe gaan. Hoor gou wat sê in Hebreërs 4, en ek gaan nou hopelik Sondag ook daaroor preek. Hebreërs 4 hier vanaf vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Laat ons vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd om gehelp te word. As hy hierso sê, hy is die eerste en die laaste, hy was dood, maar hy het lewendig. Hy het ons vooruit gegaan in die dood in. So as daar Christene is, wat deur vervolging gegaan het, en wat gedood is, het hulle vasgehou aan die feit, dat Jesus Christus ook dood gegaan het, maar hy het lewend geword. Is dit nie mooi nie? Dis erg, dis baie erg. Ek het altyd 'n vriend gehad en gesê, nee, hy gee nie om vir die Here dood te gaan, is dalk net die manier hoe. Maar die Here, ons lag nou daaroor, maar die Here sal vir jou krag gee. Maar jou 5 muscle moet op hom staan. Jy met jou 5 muscle moet jy sterk kry deur die woord van God. En as hierdie woord nie vir jou alles is nie, as hierdie woord vir jou dalk baie allegories geskryf is, ek wonder hoe gaan jy op hierdie woord staan as jy nou moet doodgemaak word. Maar as hierdie woord vir jou alles is, dan is dit alles. Dan glo jy mos die hele woord. Maar as dit allegories vir jou is, klomp sinnebeelde, jy weet nie wat alles nie, dan kan dit taaf raak om op dit te staan, hoor. Lof, dit wat hy reg gedoen het. Ek ken jou werk, en verdrukking en armoede, maar jy's ryk. En dan lastering van die wat sê hulle Jode is, maar nie is nie, maar die sinagoge van Satan. Mag ek en jy net vandag besef, dat ek en jy nie Israel is nie. En God het nie van Israel vergeet nie. God is nog wakker oor sy woord. God gaan die Jode, wat vandag in Israel bly, en die Jode, wat nog onder die Joodse geloof is, gaan hy uitsorteer, in a time coming to this earth and a theater near you. Dit gaan gebeur. Kommer, geen bemoediging, vrees vir niks wat jy sal ly nie, 2 Timoteus 1:7. Sommiges gaan in die gevangenis gewerp word, gaan op die proef gestel word, en 10 dae lang verdrukking. Wat ek net nog wou gesê het oor die 10 dae, ek sal dit nou my boekie noem, is dit ook 'n Hebreëse stelling, 10 dae, wat 'n kort tydjie beteken, so dit in die boekie sien. Belofte van die oorwinnaar, vir die oorwinnaar, wees getrou tot die dood toe, jy sal die kroon van die lewe kry, die wat oorwin sal die tweede dood geen skade ly nie, jy sal nie voor die wit troon staan nie, jy gaan by die bema staan, jy gaan 'n onverwelklike kroon kry, jy gaan die kroon by die Here kry, en jy gaan deel wees van sy bruid, dis die belofte, jy gaan nie daar staan waar daar 'n geween en 'n geknars van tande gaan wees by die wit troon oordeel, waar ek en jy as die bruid saam met God selfs engele gaan oordeel. Ons gaan nie daai dood smaak nie, ons gaan dit nie sien nie. En dan wie oor het om te hoor, hoor wat ons moet hoor. Daar's net een weg. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar's vir my en jou net een God. Daar moet net een God in ons lewe wees. Daar moet nie ander gode wees in ons lewens nie. Onthou wat ek gesê het. Moenie jou eerste liefde soos Efese verlaat nie. Daar's net een God. Bou aan daai verhouding soos hierdie mense in die tydperk van die vervolgde kerk, hierdie mense soos Perpetua en daai girls. Hou vas aan die Here. Hou vas aan die Here. Dan sal jy nie soos die volgende kerk begin compromise nie. Dan sal jy nie soos Thyatira in die bed klim met sonde nie. En dan sal jy nie dood wees waar jy sê jy is lewendig soos Sardes nie. En dan
op die einde van die dag, as jy 'n koue kerk soos Laodicea, wat sê ek het niks nodig nie, ons het hierdie, nee, ons moet altyd by die voete van Jesus sit, hy is ons alfa, hy is ons omega, hy was eerste dood, maar kyk, hy het lewend geword. Amen en amen, was dit nou nie lekker nie? Dit was die 3de poging, my koffie is al ijskoud. Ons gaan nou nie volgende week 'n opname maak nie, maar die week daarna, as ek dit kan regkry, gaan ons 'n spesiale opname hê. Maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. So, iets om na uit te sien, maar ons weet nooit wat gebeur nie. Bid dat hierdie sal aangaan. Ons gaan nog een opname hierdie maand doen, en ek hoop ek kan ons gas hierso kry. Dit gaan lekker wees, dat julle, en die volgende opname, as dit dan nou mooi loop, sal die 17de Desember wees, net na die 16de, wat oor die slag van Bloedrivier gaan. Maar dit is nie waar die opname gaan nie. Ek wou hierdie jaar bietjie by my ouers gaan kuier het oor daai week, en dan wou ek weer daai plek gaan besoek het, maar ek gaan ongelukkig nou nie kan regkry nie. Ek gaan volgende week bietjie by my ouers kuier, gaan ons nou nie opneem nie. Maar dankie Dylan, dankie Amber dat jy ook hier was. Dit is altyd lekker om nie met myself te praat nie. Nee, dit is altyd lekker om met iemand te praat, en nie net met die kamera nie. So, hou vas aan die Here, hou vas in jou geloof, bou jou allerheiligste geloof op. Ons moet onsself opbou in ons allerheiligste geloof, sodat ek hier nie wankel nie. Hy is ons alfa en ons omega, hy het ons vooruit gegaan, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons, daar is niks onder die son nie. Hy is hy alleen, hy ken ook alleen. Hy was daai aand in die put alleen afgesak, dat hy volgende dag gekruisig word vir my en jou. Hy weet wat sal leer. Ons lees dit altyd uit Psalm 88, soos daar in Israel is. Almal was ver van hom, al sy bekendes is ver van hom al weg. Hy was alleen. As jy in hierdie tyd, oor hierdie Kerstyd alleen is, weet, jou Jesus is jou kinsman redeemer, hy is jou Boas, hy is jou verlosser, hy is jou bloedverwante verlosser. Ek kry nog nie 'n mooi vertaling vir kinsman redeemer nie, maar hy is jou bloedverwante verlosser, hy is jou God, hy is jou Abba, hy is nie skaam om jou sy boetie of sussie te noem nie, sê Hebreërs, hy is baie lief vir jou, en bly in hierdie intieme verhouding met Heilige Gees, wat gesê het, Jesus het gesê in Johannes 14, hy sal ons nie as weeskinders los nie, moet nie soos 'n weeskind voel nie, hy het vir ons die trooster gestuur, Heilige Gees, ons is nie alleen hierdie kant van die ewigheid nie, ons het Jesus, staan vas op dit. Ek wil vir ons afsluit met gebed. Vader, ek loof en ek prys die naam vandag. Here, die martelare wat ons vooruit gegaan het, Here, dankie dat hulle vir ons 'n voorbeeld is, van dat ons nie moet compromise nie. Daar's net een God, en U is daai God. U woord, daai mense het gestaan op U woord, hulle het geglo wat U gesê het, en ek glo, en almal wat luister, bid ek, glo wat U sê in die woord. Here, U kom vir U kerk, U gaan die Joodse boeties uitsorteer. Here, dis 'n opgewonde, maar tog dringende tyd wat voor lê op hierdie aarde, waar alles te mekaar voel. Here, U bring orde, en ons orde is om vas te staan op U woord. Here, U woord is daar vir ons, en U die Bybel begin met Genesis, en U gaan klaarmaak in orde, in Openbaring, en ons sê vir U dankie daarvoor, en laat U die naprediker sal wees van vandag se opname, en die saad wat uitgegee word. In Jesus naam mag dit opkom. Amen. Julle moet 'n lekker dag hê verder. Groete, onthou om te like, te subscribe, en ons sien julle volgende keer. Bye bye. Dankie Dylan. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed
and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding, these thieves who won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed, oh, by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the